16 vers 25 tot 27. Dit is 'n deel van Paulus se groetwoord aan die einde van sy brief vir die gemeente. En dan ook hierdie laaste paar verse wat in ons Afrikaanse vertaling aangewys word as lofprysing. Ons erediens is ook vanoggend in die teken van lof en van dankbaarheid teenoor die Here se liefde en genade vir ons, veral omdat hy as 'n mens na ons toe gekom het en ons as mense kom ontmoet het waar ons is. Maar voordat ons dit lees, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend, as ons in die erediens by mekaar is, dat ons hier by mekaar is by U, en dat U ook, Here, vir ons deur U woord en deur U Gees op ons pad begelei, en vir ons help met die wysheid en die insig wat ons nodig het, elke dag van ons lewens, om te leef vanuit U liefde en genade, maar ook met die verantwoordelikheid wat U evangelie, U boodskap, U liefde op ons gebring het. Baie dankie vir die erediens, en baie dankie vir U woord, en vir U Gees, Here, wat vir ons help om dieper te kyk, om die kontak te kan maak tussen dit wat U sê en dit wat in ons eie lewens aan die gebeur is. En baie dankie dat ons môre Kersfees kan vier. En baie dankie, Here, dat oor die wêreld heen die Kersfees en die Kersvreugde aansteeklik is. Selfs ook vir mense wat nie eintlik regtig U evangelie ken of ooit gehoor het of verstaan of weet waaroor dit regtig gaan nie. Maar Here, dat in hierdie tyd en ook môre, dat die hele wêreld as dit ware opgaan in 'n oomblik van verwondering en 'n oomblik van vreugde oor U koms na ons in hierdie wêreld. Amen. God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis. Eeuwelang het dit geheim gebly, maar nou is dit geopenbaar. Aan die hand van die geskrifte van die profete en in opdrag van die ewige God is dit aan alle nasies bekend gemaak, sodat hulle in God kan glo en aan hom gehoorsaam kan wees. Aan hom, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Amen. Nou, liewe vriende, ek het nou, soos gewoonlik, lyk my, as ek nou die oggend vir my voorberei vir 'n kinderdeel, dan staan die kinders in die kerk nie, maar ons was mos daar op 'n stadium, almal kinders, so heb bietjie geduld met my asseblief. Dis nou tyd vir kerspakkies, nie waar nie. En die wonderlike ding van 'n kerspakkie is mos nou, dis vir my. Dis toegedraai in kerspapier en daar's 'n kaartjie op of daar's 'n naam opgeskrywe, my naam is daar opgeskrywe, dis vir my. Maar die wonderlike van die kersgeskenk wat ons in Jesus gekry het, is dat dit nie net vir my is nie, dis vir die wêreld. Nou moet nou nie vir my lag nie. Die beste wat ek kon kry in terme van 'n wêreld kaart of 'n aardbol, was nou hierdie dingetjie, so julle moet my nou op my woord neem as ek sê, op hierdie dingetjie staan daar die name van verskillende lande. Suid-Afrika is hierso, en Namibië is hierso, en ons buurlande Zimbabwe en Zambië is hierso, en Lesotho is hier, en dan ook die groter wêrelddele, die groter Afrika, die groter kontinente van die ooste, Kanada, die Amerikas, en so kan ek die lys mee aangaan. Dis die wonderlike wat Paulus in Romeine 16 vers 25 tot 27 raak sien en raak vat, en dit is waar sy vreugde en sy blydskap lê, die ontdekking, dat die genade en die liefde van God en die evangelie, die nabyheid, die teenwoordigheid van Jesus Christus, is nie net vir die Jode nie, soos wat hulle in daai tyd gedink het, of baie mense gedink het.
Die genade en die liefde van God in Jesus Christus, die kersgeskenk van God in Jesus Christus, is vir die hele wêreld. Paulus sê, dit is vir alle nasies, dit beteken dan op die ou einde vir alle mense. Daaroor dan die vreugde, die blydskap, wat dan ook vanoggend se erediens dan ook kenmerk. Nou, vriende, as Paulus nou in hierdie laaste paar verse van sy brief aan die gemeente in Rome, die gemeente groet, maar dan ook met hierdie lofbetuiging sluit, dan doen hy dit natuurlik omdat die evangelie van Jesus Christus vir hom gegryp het, sy lewe omgekeer het, en van hom ook 'n nuwe mens gemaak het, en hom ook die insig gegee het, dat dit wat hy beleef het, dit wat God vir hom in Christus gedoen het, kan hy nie net vir homself hou nie, dit is nie net vir homself nie, dit moet vir die wêreld, en daarom het Paulus ook 'n sendeling by uitstek geword, en het hy sy lewe daarvoor gegee, om die wonder van die evangelie van Jesus Christus by alle mense, alle moontlike mense uit te kry. Miskien net terwille van volledigheid, daar is van die skrifverklaarders wat sê, hierdie laaste paar verse van die Romeinebrief 25 tot 27 van hoofstuk 16, is nie regtig Paulus se teks nie, dit lyk nie soos Paulus se taal en Paulus se denke en so aan nie, maar dan is daar ook weer geleerdes wat sê, nee, ons moet 'n bietjie dieper kyk, want dit wat Paulus hier sê, het hy eintlik al in Romeine 1 vers 1 tot 7 gesê, as ek net gou daarna toe kan teruggaan, want hier het Paulus al geskryf en gesê, van Paulus, hy skryf die brief, Paulus is die brief wat die brief skryf, hy is 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig, en dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God, wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here. Deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidene nasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepe. Ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Aan almal in Rome vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heilige Gees. So Paulus se lof, Paulus se dankbaarheid, Paulus se verwondering sit in hierdie wonderlike ding wat met hom gebeur het, dat God hom in Jesus Christus verlos het, gered het en van hom 'n nuwe mens gemaak het. Nou, liewe vriende, ek het nou in die week gedink, hoe in ons konteks, hoe verwoord 'n mens nou hierdie dankbaarheid, hierdie lof, hierdie verwondering, hoe bring jy dit onder woorde? Ek sukkel om dit onder woorde te bring, en daarom het ek gekies vir musiek, waar woord en klank vir ons as het ware op 'n beter manier, beter as wat ons dit kan sê, kan inbring, as het ware kan inlei in hierdie lof. En daarom gaan ons nou luister na 'n snit uit die musiek van Handel, and the glory of the Lord.
vraag is nou, liewe vriende, nou vanuit die teks, vanuit die laaste drie verse van Romeine hoofstuk 16, wat is dan nou die rede vir die lof? As ons dit nou met bietjie ondersoek en 'n bietjie gaan vra daarna, wat is die rede vir hierdie lof wat Paulus hier in sy brief insluit? Nou, ek dink as die mens nou na die Romeine brief kyk, dan die eerste punt wat Paulus maak in sy brief is om vir die gemeente te sê, die wonderlike ding wat met ons gebeur het, is dat ons nie nou meer nodig het om die Oud-testamentiese wetgewing na te kom, om op 'n manier by God uit te kom nie. In Jesus Christus is ons verlos ook van wetsonderhouding. Die wet bepaal nie meer of help nie meer vir ons om by God uit te kom nie. Die wet verlos ons nie meer nie. Ons word nie meer verlos deur wetsgehoorsaamheid nie. Ons word verlos deur God se genade, verlossende vrye genade in Jesus Christus, ons Here. Nou dat Christus gekom het, nou het alles verander, alles het nuut geword, dat 'n nuwe tyd aangebreek, ons is deel van 'n nuwe wêreld, ons is deel van 'n nuwe soort van lewe en leefstyl, wat God vir ons in Jesus moontlik maak. Die eerste 11 hoofstukke van Romeine is daarom leerstellig, dit is met ander woorde onderrig wat Paulus gee vir die gemeente om dit mooi te verstaan, en dan van hoofstuk 12 tot 15 werk hy die praktiese betekenis of die implikasies hiervan vir die gemeente uit, om vir hulle te sê, wel, as dit nou so is, as ons nou nie meer aan wetsonderhouding soort van gebind is nie, wat is dan nou die implikasies van ons verlossing in en deur Jesus Christus? En dan sê hy, ons is deur Christus van ons sonde vergewe. Ons is herskep tot nuwe mense. Ons het op grond van die liefde van God in Jesus Christus die voorreg om nie meer in skeiding van Jesus te lewe nie. Niks kan ons op die ou einde van die liefde van Christus skei nie, sê hy in Romeine hoofstuk 8. En dan van hoofstuk 12 af praat hy oor die praktiese, en dan sê hy die volgende, hy sê, waaroor het eintlik gaan in ons verhouding met Jesus Christus, is dat ons onsself aan God kan gee as lewende en heilige offers. Gaan oor die doen en late van ons elke dag se lewe, die praktyk daarvan. En as ons dan ons lewens aan God kan gee as lewende en heilige offers, loop dit uit op liefde en eerbied en toewyding en hoop en gebed en hulp aan die medegelowiges. Die wonderlike ding dat die evangelie van Jesus Christus ons omkeer, ons van binne as het ware uitkeer en van ons nuwe mense maak wat op 'n nuwe manier lewe, op 'n nuwe manier dink, op 'n nuwe manier werk ensovoorts. Maar dan in hierdie laaste verse raak hy aan 3 aspekte. Hy sê in die eerste plek, hierdie wonderlike ding, as mense dink aan die vreugde en die blydskap waarmee Paulus skryf, hierdie wonderlike ding, en dit is, sê hy, dat dit God is wat ons laat vasstaan in die evangelie van Jesus Christus. Vriende, julle weet tog, ek weet dit self ook, hoe dat die twyfel en onsekerheid ons van tyd tot tyd gryp, en hoe dat ons wonder oor dit wat ons nou weer gedink het en nou weer gedoen het, of wat ons beplan om te doen, en die onsekerheid, die vreesagtigheid wat as het ware daar binne-in ook sit van, nou maar wat dan nou van my verhouding met die Here? Hoe sit dat ek dan nou nie dit reg kry om standvastig te bly, om te bly glo, om te bly doen dit wat die Here van my vra ensovoorts. Die gedurende ontdekking, as ek het nou so kan sê, dat ons dit nie maak nie, dat ons teruggly, dat ons terugval in ons ou doen en late, in ons sondes en in ons sondige gesindheid en geaardheid ensovoorts. Hierdie wonderlike ding wat Paulus skryf en sê, dit is God wat ons laat vasstaan. Dis nie ons eie doen en ons eie maaksel en ons eie probeersel wat op die ou einde die deurslag gee nie. God het vir ons volle verantwoordelikheid aanvaar toe hy ons in Christus vrygespreek en verlos het. Nou ek wil so 3 versgedeeltes net aanhaal om dit net bietjie ook duideliker te sê en as het ware te onderskryf.
In Kolossense 2 vers 11 tot 13 skryf Paulus die volgende, hy sê, in hierdie verband nou, hy sê, deur julle verbondenheid met hom, is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. En dan die kort, baie besonderse Hebreërs hoofstuk 2, uit heeltemal 'n ander hoek, die Hebreërs skrywer uit heeltemal 'n ander hoek en 'n ander verstaan, maar Hebreërs hoofstuk 2 vers 17 en 18. Hy maak die volgende opmerking, hy sê, daarom moes hy, dit is nou Jesus, in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Nou luister nou hierso. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. En dan 'n laaste teksvers net uit 1 Petrus hoofstuk 5 in hierdie verband. En omdat julle glo, skryf Petrus, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid, wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Die aangrypende dat God vir ons volle verantwoordelikheid aanvaar het in ons verlossing deur Jesus Christus, ons Here. Die tweede punt wat Paulus in hierdie teksgedeelte maak, is om te sê dat die evangelie van Jesus is die openbaring van 'n geheim. Dit het vir eeue geheim gebly. Vir eeue was dit toe. Maar is dit deur die profete lewendig gehou en as dit ware oopgehou, sodat die mense van die Ou Testamentiese tyd, veral die volk van Israel, dat hulle kon bly glo en kon bly leef met die verwagting dat op 'n stadium die Here sal ingryp. Die Hebreërs skrywer sê dit baie mooi, ek weet nie of ek dit nou vinnig gaan kry nie, maar die Hebreërs skrywer sê in hoofstuk 1, stel hy dit so. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. As 'n mens nou terugkyk in die Ou Testament, as jy nou kyk na die taal, die woorde, die voorspellings van die profete, liewe vriende, dan is daar een teks uit die Ou Testamentiese Jesaja wat vir my verstommend is vir 'n baie groot deel van my lewe. En dit is Jesaja 64 vers 1, waar Jesaja, of die profeet dan, in die Jesaja profesie, uitroep, eintlik dit uitkreet en sê, as u tog maar die hemel wou oopskeur en wou afkom. In sy konteks, as hy kyk na sy konteks, na wat in sy wêreld aan die gebeur is, dan op die ou einde net hierdie kreet, Here, as u tog maar net, asseblief, as u tog maar net die hemel kan oopskeur en na ons toe kan kom en vir ons kan kom ontmoet waar ons is. En dan skryf Paulus in Romeine 16 vers 26 en hy sê, nou is dit geopenbaar, die geheim is uit. Jesus het na ons toe gekom. Mens moet ons nou ook aanvaar dat die voorspellings oor die reddende, ingrypende genade van God was ook vir die Ou Testamentiese volk in Jesaja se tyd en in die profete skole van Jesaja se tyd. Mens moet ons nou ook aanvaar dat God hulle probleme, hulle behoeftes, hulle nood raak gesien het en spesifiek ook in hulle nood ingegryp het. Maar dan is daar tog 'n baie belangrike teks in Jesaja hoofstuk 9,
oor die Messias of oor die ingrypende genade van God in die toekoms. En let op, die profeet skryf dit in die verlede tyd, asof dit reeds gebeur het, en hy sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Die ongelooflike, die vreugde wat Paulus hier ook uithaal en raak sien, ons God het ons nie vergeet nie, ons God weet wat hy doen, hy is besig met 'n plan, hy werk dit uit, dit gaan vir hom oor die mense van hierdie wêreld. En dit is dan nou die volgende punt, waaroor Paulus se vreugde en sy blydskap dan ook gaan, en dit is, dat die koms van Jesus Christus, die openbaarmaking van hierdie geheim, dat Jesus Christus nou by ons is, dat God by sy mense is nie net vir die Joodse volk nie, maar dit is vir alle mense. Die wonderlike ding, dat Paulus raak gesien het, sy vreugde en sy blydskap daaroor, God wil die mense van hierdie hele wêreld, wil hy intrek, en wil hy seën met sy goedheid, met sy liefde, en met sy genade. Johannes 3 vers 16 sê dit so, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou, vriende, die vraag vir ons nou is, hier vlak voor Kersfees, wat is die implikasie van hierdie vreugde en hierdie lofprysing van Paulus in hierdie paar verse vir ons? Op watter manier raak hierdie vreugde ons, en op hierdie manier, op watter manier die implikasie van hierdie vreugde vir ons? Ek dink dat ons as gemeente en elkeen van ons persoonlik met vrymoedigheid kan leef vanuit die Kersboodskap. Met vrymoedigheid kan leef vanuit die teenwoordigheid en die genade van die lewende, opgestane Jesus Christus by elkeen van ons. En ek weet, liewe vriende, ek weet dat dit moeilike tye is, ek weet dat ons oor baie goed praat, ek weet dat die politiek en die ekonomie en 'n klomp ander goed ons raak, en dan praat ons nog nie eers oor ons eie persoonlike probleme en behoeftes en goed nie. Ek weet dit. En ek dink daarom, juis daarom sit die vreugde en die blydskap juis hierin, dat ons vanuit die Kersboodskap, vanuit die Kersevangelie, kom ek sê dit anders, dat ons vanuit die teenwoordigheid, die genade en die liefde van ons opgestane Here Jesus Christus kan lewe. Waarskynlik gaan vandag of môre nie veel verskil maak aan die realiteite waarin ons lewe nie, ons land, ons wêreld, ons eie persoonlike goed, waarskynlik nie veel nie. Die Kersgebeure gaan waarskynlik vir ons dit beteken dat ons 'n Kerspakkie kry en daaroor bly is en vir 'n oomblik of wat 'n bietjie daarmee kan omgaan of daaroor kan bly wees, die chocolates kan opeet as ek dit so kan sê, en dan is dit nou ook maar verby. Maar die wonder is dat ons kan leef vanuit die liefde en die genade van ons lewende, opgestane Here. Met ander woorde, dat ons al verander niks vandag of môre nie, niks van ons behoeftes of ons probleme of ons realiteite nie, maar dat ons met 'n nuwe opgewondenheid en met 'n nuwe soort van versekering en hoop en verwagting na die realiteite anders sal gaan kyk. Wetende, hierdie Here wat na ons toe gekom het, hierdie Here wat sy wêreld lief het, wat alle mense lief het, vir wie alle mense belangrik is en na wie hy wil omsien, dat ons leef vanuit hierdie Here se liefde en genade en daarom op 'n nuwe manier na ons eie realiteite kan gaan kyk. Dit beteken dat waar ons miskien moedeloos sou wees oor ons werk of ons huwelik of ons verhoudinge of wat ook al bietjie in die grond sit oor daar nie eintlik regtig verandering of vernuwing kom nie, dat die Kersevangelie ons net weer opskerp, as het ware net weer vir ons daai klein opening oopmaak, maar gaan kyk net weer 'n slag opnuut vanuit 'n ander hoek na dit waarmee jy besig is en dit wat jy beleef.
gaan kyk net weer 'n keer vanuit die realiteit, dat die lewende Here by jou is, en dat hy omgee en dat hy lief het, en dat hy met jou so jou pad deur die lewe verder loop. Liewe vriende, en dan stol die Kersboodskap, die vreugdeboodskap, stol dan nie by die Kersboom, of by die Kerspakkies, of by die Kersete aan tafel nie. Dan word die Kersboodskap lewend, want dan gaan ons na ons werk toe terug, na ons huwelike toe terug, na ons verhoudinge toe terug, met 'n nuwe versekering, met 'n nuwe opgewondenheid, met 'n nuwe hoop, met 'n nuwe verwagting. En dan kom daar ook die verandering, en ook die nuwe. Nie omdat ons dit doen nie, maar omdat God vir ons verantwoordelikheid aanvaar het, en omdat hy met ons op pad is, na 'n nuwe tyd, sy nuwe hemel, en sy nuwe aarde. Amen.